Ons oopmaak by Jakobus hoofstuk 2. Jakobus hoofstuk 2. Ons gaan voort met ons studie uit Jakobus uit. Jakobus hoofstuk 2. Wie van julle weet wie is Mahatma Gandhi? As daarom iemand weet, hy's 'n prokureur wat in Engeland gestudeer het en toe het hy na Suid-Afrika gekom as 'n jong man. Hy was 'n baie gelowige hindoe gewees, as jy so iets soos 'n gelowige hindoe kry. Maar hy was werklik aangeraak toe hy eendag die bergpredikasie gehoor het en die woord wat Christus gespreek het in die bergpredikasie het hom geweldig aangeraak. En as gevolg daarvan wou hy die Christen geloof aanvaar het. Hy wou 'n Christen geword het. En daarom het hy eendag saam met 'n vriend na 'n kerk toe gegaan. En toe hy daar by die kerk kom, toe staan die ouderling of die diaken of wie dit ook al was wat die deurdiens gedoen het, staan toe voor die deur en ontvang die mense daar. En toe Gandhi nou in die kerk wil inkom, toe sê hy vir hom, nee, wag, jy is nie welkom hierso nie. Gaan daarna waar julle is, waar julle soort is, en dan gaan jy soontoe, en gaan daar tussen julle soort kan jy kerk toe gaan. Nou, Gandhi het later self getuig dat die rede hoekom hy nooit 'n Christen geword het nie, is as gevolg van die manier waarop Christene mense hanteer. En dit is wat Jakobus ons teen waarsku vandag. Dis die les wat ons vandag hier uit Jakobus uit gaan leer. Julle sal onthou, dit is 'n reeks toetse wat Jakobus gee om ons te toets, om onsself te kan toets, om te sien of ons nie onsself mislei, dat ons godsdienst dalk te vergeefs is nie. En daarom het ons dan vanmôre gekom by die 4de toets wat ons gaan help om te sien of ons nie dalk onsself mislei met 'n godsdienstigheid wat te vergeefs is nie. Die een kommentator skrywe oor hierdie gedeelte, hy sê, all professions of faith are vain, if not producing love and justice to others. Enige godsdienst wat nie liefde en geregtigheid en regverdigheid vir ander mense inhou nie, is 'n godsdienst wat te vergeefs is. En dit is waarteen Jakobus ons vandag waarsku. In hoofstuk 2 begin Jakobus om dan die eerste 2 maniere waarop ons daders van die woord is te beskryf. Julle sal onthou, ons het wat ons tot nou toe gesien het, is om daders van die woord te wees, wat ons verlede Sondag dan gesien het. Hier in hierdie teks vandag wat ons gaan begin in Jakobus hoofstuk 2 vers 1 tot 13, praat hy oor onpartydige liefde. En dan in Jakobus 2 vers 14 tot 26 praat hy van dooie geloof. Mense wat sê hulle het geloof, maar hulle is dooie geloof. Ons het verlede Sondag het ons geleer dat die woord vir ons waardevol is, omdat dit ons help om meer diensbaar vir God te wees. Die woord is waardevol want dit leer ons kan groei, in ons geestelike alledaagse lewe kan ons groei, en daarom dan meer diensbaar vir God te wees. En ons het gesien dat daardie diensbaarheid begin dan vandag wat ons sien met 'n onpartydige liefde. 'n Onpartydige liefde. En daarom gaan ons vandag sien dat partydige liefde is 'n vergeefse godsdienstigheid. Liefde wat partydig is, liefde wat net vir sommige mense daar is en nie vir ander nie, is 'n te vergeefse godsdienstigheid. So kom ons lees saam Jakobus hoofstuk 2, vanaf vers 1 af tot en met vers 13. Jakobus skryf, hy sê, my broeders, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. Want, as daar in julle vergadering 'n man inkom met goue ringe aan die vingers, met 'n pragtige kleed aan, en daar kom ook 'n arme man in met vuil klere aan. En as julle opsien na hom wat die pragtige kleed dra, en vir hom sê, gaan u op hierdie goeie plek sit, en vir die arme sê julle, gaan jy daar staan, of hier onder my voetbank sit, het julle dan nie by julleself onderskeid gemaak, en regters met verkeerde oorlegginge geword nie? Luister my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof, en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom lief het nie? Maar julle het die arme man oneer aangedoen. Is dit nie juist die rykes wat julle oorweldig en julle voor die regbanke sleep nie? Is dit nie hulle wat die edele naam belaster oor julle aangeroep is nie?
As julle ewenwel die koninklike wet volbring volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle goed. Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Want hy wat gesê het, jy mag nie egbreek nie, het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie. En as jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy 'n oortreder van die wet geword. Julle moet so spreek en doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie, en die barmhartigheid roem teen die oordeel. Nou Jakobus sê vir ons in Jakobus 2 vers 1, my broeders. So met ander woorde, hy praat hier met mense wat gered is. Mense wat Christus ontvang het as verlosser en saligmaker. En dan sê hy, my broeders, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. Hy sê met ander woorde, en hy fokus die aandag op Jesus Christus, die Here van die heerlikheid. En hy sê dat julle geloof, en as hy die woord hier geloof gebruik, is dit nie dit wat jy glo nie, maar dit wat jy uitleef omdat jy glo. Met ander woorde, hy praat hier van die alledaagse Christenlewe. Hoe ons in die alledaagse Christenlewe optree. Nou sê hy, daardie optrede, ons alledaagse geloof wat ons getuig, dat ons in Jesus Christus die Here van die heerlikheid glo, mag nie wees nie, moet nie wees nie, met die aanneming van die persoon nie. Dit mag nie, dit moet nie wees met die aanneming. Letterlik beteken daardie woordjie om 'n gesig op te lig, om in 'n gesig te kyk en om te aanvaar dit wat jy sien. Om onregverdig te onderskei tussen mense deur die een beter te behandel as die ander. Dis wat hierdie woordjie beteken. 'n Voortrekkery as ons dit in plain Afrikaans kan sê. Kyk mooi na vers 1. Jakobus skryf op 'n baie ongemaklike manier in die oorspronklike taal en die vertalers het woorde ingevoeg hierso om dit makliker te laat lees. As hy sê, my broeders, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. Letterlik staan daar geskrywe, my broeders, nie met partydigheid, hou julle geloof in Here Jesus Christus, heerlike. Dis wat die oorspronklike sê. En Jakobus stel dit op hierdie ongemaklike manier, omdat hy dan juis die aandag op die heerlikheid van Christus wil fokus. Jakobus wou gehad het dat die klem op die heerlikheid van Jesus Christus gefokus moet word. En hierdie woord skep vir ons die prentjie van Jesus op die berg van verheerliking, daar in Markus hoofstuk 9 vers 3, waar Christus verander het en die heerlikheid van sy wese, van sy godheid, wat van binne af uit hom uitgeskyn het, en daardie heerlike Shekinah glorie van God, omdat Jesus Christus is God, wat die glorie van God uitgeskyn het. Dit is daardie woordjie, daardie heerlikheid, die Here van die heerlike wat Jakobus sê, skep vir ons daardie idee van hierdie geweldige Shekinah of Shekinah, ek weet nie hoe sê dit mense in Afrikaans nie, die glorie wat uit Christus uitgeskyn het. Byvoorbeeld toe Moses in God se teenwoordigheid gekom het, was God se heerlikheid so groot, dat Moses se gesig het geblink het van God se heerlikheid, soos wat ons lees in Eksodus 34 vers 30. En Moses moes dan ook 'n sluier oor sy gesig gesit het, nadat hy dan by God was, as hy met die mense gepraat het. En daarom moet ons verstaan, dat in die lig hiervan gee Jakobus vir ons vandag 'n opdrag. En daardie opdrag is, hy sê, Christen getuies van Jesus Christus mag nie partydig wees nie. En die rede daarvoor is, want God is nie partydig nie. Vergelyk byvoorbeeld 2 Petrus 1 vers 3 tot 7, dan sal julle sien dat God is nie partydig nie. Ons lees in Deuteronomium 10 vers 17, want die Here julle God is die God van die gode, en die Here van die Here, die groote, magtige, gedigte God, wat die persoon nie aansien nie, en geen geskenk aanneem nie. Dink 'n bietjie daaraan. As God nie partydig is oor wie hy red,
dan beteken dit mos ons kan nie kies aan wie ons die evangelie gaan verkondig nie. Want as ons kies aan wie ons die evangelie wil en nie wil verkondig nie, dan maak ons 'n keuse om partydig te wees, terwyl God is nie partydig nie. Ons kan nie besluit wie gered kan word en wie nie gered kan word nie. Want God is onpartydig. En as jy getuig dat jy 'n Christen is, maar jy is partydig oor wie jy die evangelie wil gee en oor wie jy die evangelie nie wil gee nie, dan is jy nie besig om vir God te besluit wie hy mag en nie mag red nie. Is jy nie? As ons 'n keuse moet maak oor wie ons die evangelie wil verkondig of nie wil verkondig, dan maak ons mos namens God 'n keuse. En God is onpartydig. Ons leer dit reg deur die hele Bybel. Christus het byvoorbeeld Matteus 28 vers 19 het hy gesê, gaan maak disippels van al die Jode. Nie hy het gesê, gaan maak disippels van al die nasies. Christus is onpartydig, want hy is God, en God is onpartydig. Markus 16 vers 15, gaan die ganse mensdom in, en verkondig die evangelie. Lukas 24 vers 47, aan al die nasies, van Jerusalem af verder. Die hele Bybel, alles in die Bybel leer vir ons, God is onpartydig, die evangelie is vir alle mense. En dit is presies wat die vroeë kerk dan ook gedoen het. Blaai vir my na Efesiërs hoofstuk 2 toe, Efesiërs hoofstuk 2. Efesiërs hoofstuk 2, daar van vers 11 af. Efesiërs 2, daar van vers 11 af. Paulus skrywe, Efesiërs 2 vers 11. Daarom, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was, en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word. Met wie praat hy? Van wie praat hy hierso? Hy praat van heidene, nie Jode. Alle nasies behalwe Jode. Dan sê in vers 12 dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van die gebooie wat in insettinge bestaan het, sodat hy deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep. Dit is Jode en heidene, het hy een nuwe mensdom gemaak. Want God is onpartydig. Hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was. Want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en die huisgenote van God. So jy sien die apostels het hierdie absolute onpartydige evangelie gaan verkondig. Hulle het nie besluit net sommige mense kan gered word en ander kan nie. Hulle het die evangelie aan Jode sowel as aan heidene gaan verkondig. Christus self was vir ons 'n voorbeeld van hierdie onpartydige liefde gewees. Hy verkondig die evangelie aan Nikodemus, 'n Jood, 'n rabbi, 'n leier van die Joodse volk, 'n owerste van die volk. Maar dan net in die volgende hoofstuk dan lees ons dat Christus verkondig die evangelie aan 'n Samaritaanse vrou, uitgeworpe omdat sy 'n slegte vrou was. En onthou dat die Jode die Samaritane as honde beskou, en hulle wou niks met die Samaritane te doen gehad het nie, maar Christus red haar. Nou ons logika sê vir ons, dat as God nie partydig is nie, hoe durf ons partydig wees? Ons logika behoort dit vir ons te sê. As God dan nie partydig is nie, hoe durf ons partydig wees in wie mag en wie mag nie die evangelie hoor nie? En daarom gee Jakobus hierdie opdrag in hoofstuk 2 vers 1. Hy sê, broeders, as jy getuig dat jy in Christus glo, mag jy nie partydig wees nie. Want partydigheid en geloof pas nie by mekaar nie, vanweë die feit dat God nooit partydig kan wees nie. En hier in Jakobus, en ons is terug by Jakobus, hoofstuk 2, daar in vers 1, gee hy die opdrag. En in hierdie vers in hoofstuk 2 vers 1 gee hy eintlik vir ons die oplossing van die probleem.
En Jakobus begin eintlik hier, hy gee eers die oplossing en dan skets hy die probleem. My broeders, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. Dis die oplossing. Maar in vers 2 tot 13 gee Jakobus dan vir ons die rede vir hierdie opdrag. Die rede, die probleem waarom die oplossing nodig is, of waarom die oplossing dan gegee is. Hy sê met ander woorde, partydigheid is 'n vergeefse godsdienstigheid, want, of omdat, dit op die uiterlike fokus. Hy sê, partydigheid is 'n vergeefse godsdienst, omdat dit in werklikheid boosheid is. En dan sê hy vir die derde plek, omdat dit God se wet verbreek, daarom is partydige liefde 'n vergeefse godsdienstigheid. En dan in die laaste plek wat ons vandag sal sien, partydige liefde is 'n vergeefse godsdienstigheid, omdat dit geoordeel sal word. Die eerste rede waarom partydigheid 'n vergeefse godsdienstigheid is met ander woorde, omdat dit op die uiterlike fokus. Godsdienstigheid wat net op die uiterlike fokus is 'n te vergeefse godsdienstigheid. Lees weer vers 2 en 4, 2 tot 4. Jakobus 1 vers 2 tot 4. Want as daar in julle vergadering 'n man inkom met goue ringe aan die vingers, met 'n pragtige kleed aan, en daar kom ook 'n man in met vuil klere aan. En as julle opsien na hom wat die pragtige kleed dra, en vir hom sê, gaan u op hierdie goeie plek sit, en vir die arme sê julle, gaan jy daar staan of hier onder my voetbank sit, het julle dan nie by julleself onderskeid gemaak, en regters met verkeerde oorlegging geword nie? Jy sien, in hierdie verse gee Jakobus 'n voorbeeld van partydigheid. En voordat ons begin by daardie voorbeeld, moet ons hierdie voorbeeld sien in die lig van Jakobus se agtergrond. Onthou, Jakobus is die broer van Jesus Christus, hy's 'n Jood self, hy was 'n goeie Judaïs gewees, hy het in die sinagoge godsdienstigheid het hy groot geword onder die Judaïsme het hy die wet gehoorsaam. Hulle kom uit die Ou Testamentiese Joodse geskiedenis, godsdienstigheid uit, en ons moet onthou dat die Jode het geglo dat rykdom was 'n bewys dat die persoon wat ryk is, het baie aansien by God. En hulle het hierdie gedagte het hulle gekry uit wat ons in die Ou Testament leer in Deuteronomium 28 vers 1 tot 14, en as julle daardie gedeelte gaan bestudeer, dan sien julle dat God het gesê, as jy nou goed na God luister en jy doen alles wat hy vir jou sê om te doen, dan sal al hierdie seëninge oor jou kom. Vandaar was hulle gedagte gewees, dat as jy ryk is, dan beteken dit, jy onderhou die wet baie goed, en daarom is God gelukkig met jou, en daarom seën God jou met 'n groot rykdom. Maar, in Deuteronomium 28 vanaf vers 15 en verder, dan sê hy, as jy nie luister nie, sê God, sal al hierdie vloeke oor jou kom. Vandaar die gedagte wat in die Joodse gedagte was, wat 'n persoon wat arm is onder die vloek van God, want hy is nie gehoorsaam aan die wet nie, en daarom ontvang hy nie die seëninge van God nie, en daarom is hy arm. Nou onthou, ons het ook verlede keer gesê, dat Jakobus is die eerste brief wat in die Nuwe Testament geskryf is. Hy is die oudste brief wat in die Nuwe Testament geskryf was. En onthou dat hierdie Jode aan wie hy skryf, dis nou Jode wat in die verstrooiing uit Jerusalem uit Israel uit gevlug het, en in ander dorpe en stede van die heidene gekom het, was hierdie Jode het nog steeds die Joodse siening gehad van ryk, God seën jou, arm, God vervloek jou. Want ryk mense was gehoorsaam aan die wet, en daarom seën God hulle, en daarteenoor is arme mense wetsbrekers, en daarom vervloek God hulle. Maar kyk nou weer na vers 2. Vers 2 sê, want as daar in julle vergadering 'n man inkom met goue ringe aan die vingers, met 'n pragtige kleed aan, en daar kom ook 'n arme man in met vuil klere aan. So, Jakobus gee vir ons hierdie illustrasie nou. Hy sê, daar kom 'n man in die vergadering, en die woordjie wat Jakobus hier vir vergadering gebruik, is nie die tipiese Griekse woordjie wat jy vir kerk sou gebruik nie. Die woordjie wat hy hier gebruik is die woord sinagoge, wat ook weer eens wys dat Jakobus dink nog uit sy Joodse agtergrond uit. Maar dan sê hy, hierso kom 'n man aan met 'n goue ringe aan sy vingers. Letterlik staan daar, Mr. Ring Fingers. In die Bybelse tyd het hulle, as jy nou rykdom wil wys, dat jy 'n ringvinger omtrent in elke vinger in jou hand het jy 'n ring gehad, en jy het met jou ringe geloop en vir almal gewys, jy's ryk. Die geskiedenis is van mening dat daar was selfs ringverhierings
besighede gewees in Israel en Jerusalem, waar mense kon ringe gaan huur het, om ryk te lyk wanneer hulle by 'n plek instap. So Mr. Ringfinger stap hier by die kerk in, en hy het 'n pragtige kleed aan, wat Jakobus hier in ons Afrikaanse Bybel sê, hy het 'n pragtige kleed aan. In Engels staan daar, word dit beskryf as fine clothing. En die oorspronklike verwys eerder daarna om shining clothing, klere wat blink, wat hy aan het. So, as hierdie man instap hier by die kerk, dan het hy die son skyn skielik hier, en hy het al hierdie goud om sy vingers, en dit is net shiny, blink, en alles, en wat is dit wat die mense doen? Wat getuig dat hulle Christene is. Hy sê, kom sit jy hier op hierdie plek, hier's 'n plekkie hier voor jou, hier die belangrikste sitplek in die plek, kom sit jy hierso. Hulle eer omdat hulle nog onder Judaïsme dink, dat God hierdie man seën, miskien die eerste rede. Of dalk ook, en ek dink in ons terme van vandag is dit baie meer relevant, baie meer moontlik, miskien eer hulle omdat hulle dink aan hierdie man is geweldig baie voordelig vir ons om hom in die kerk te hê. Kyk, dink net aan al daai rykdom en geld wat hy in die kerk kan. Dink aan die aansien wat hy inbring in die gemeenskap omdat hy in ons kerk is. So dit kan wees omdat hulle dink God seën hom, of dit kan eenvoudig net wees dat hulle dink aan die voordeel wat hierdie persoon vir hulle inhou. Maar in dieselfde tyd kom daar 'n arme man in met vuil, stinkende klere in. En wat doen hulle met hom? Hulle sê vir hom, nee, jy moet daar agter gaan staan. Moet net aan niks raak en niks vuil maak nie. Staan net daar agter, of kom sit hier onder, waar jy niemand kan benadeel nie. Jakobus sê dat hierdie persoon is arm. Finansiëel het hierdie man niks nie. En daarom is dit die rede hoekom sy klere vuil is. En natuurlik, dan as hy arm is en hy stinkend vuil is, dan het hy geen voordeel vir hulle nie. En baie duidelik, die Here seën hom nie, want kyk hoe arm is hy. So wat is die punt wat Jakobus met hierdie illustrasie maak? Jy sien, ons lees rykdom en armoede en hak ons daarby vas. Maar Jakobus is besig om 'n baie spesifieke punt hier te maak. En die punt wat Jakobus hier maak is dat hulle het besluit, hulle het 'n keuse gemaak op wat hulle uiterlik sien. Dit is wat Jakobus hier aanspreek. Dit is wat hy in hierdie illustrasie wil beklemtoon. Hulle het op die uiterlike wat hulle sien, het hulle 'n besluit gemaak, en daarom het hulle besluit om die persoon waarvan hulle nie gehou het nie, onregverdig te behandel. Die persoon wat nie by hulle inpas nie, die persoon wat nie vir hulle voordeel het nie, het hulle onregverdig behandel. Nou ek dink dat die rede hoekom Jakobus vers 1 so eintlik moeilik geskryf het, is dalk net 'n vergelyking tussen Christus se Shekinah glorie teenoor hierdie man se blink klere wat ingestap het. En wat Jakobus eintlik sê, jy kan dit nie eens vergelyk nie. Christus se Shekinah glorie is so geweldig dat jy hierdie ryk man se blink klere en sy weelde en sy rykdom nie eens met Christus kan vergelyk nie. En die punt wat Jakobus hier maak, is om een persoon onregverdig te behandel, omdat jy nie die waarde wat die ander vir jou inhou wil verloor nie. Dit is waar die sonde in lê. Dit is waar die partydigheid in is. As jy daardie ryk man soveel eer wil gee, jy wil nie hom verloor nie, maar nou vertrap jy hierdie arme man, omdat hy nie vir jou waarde het nie. Jy behandel hom onregverdig, jy behandel hom oneervol. Ons lees in Deuteronomium 1 vers 17, waar die Here sê, julle mag in die gereg nie partydig wees nie. Julle moet klein sowel as groot aanhoor. Julle mag niemand ontsien nie, want die gereg is die saak van God. So dadelik kom hierdie gedagte wat Jakobus vir ons hier gee, in die plek, in die lyn in van byvoorbeeld kerkdissiplinering. Om uitspraak te lewer omdat jy nie ryk is nie, en omdat jy nie die ryk persoon wil verloor nie, en daarom of die saak nou ongeregtigheid is of nie, maar jy lewer uitspraak vir daardie persoon wat vir jou meer waardevol is op wat jy uiterlik sien, as vir die persoon wat vir jou geen waarde het nie, is onregverdig. En ongeregtigheid, want die arm persoon word dan nou oneer aangedoen. Kyk mooi wat sê hy daar in vers 6, net die A gedeeltetjie. Maar julle het die arme man oneer aangedoen.
So dit gaan nie soseer oor wat jy aan die ryk man doen nie, dit gaan oor wat jy aan die arm man doen. Deuteronomium 16 vers 19 sê vir ons, jy mag die reg nie verdraai nie. Jy mag nie partydig wees nie. Ook mag jy geen omkoopgeskenk aanneem nie, want die geskenk verblind die oë van die wyse en verdraai die sake van die wat reg het. Maar dis nie net in die gebied van kerkdissipline wat hierdie beginsel staan van om die een persoon op die uiterlike te meet en die ander persoon op die uiterlike te meet en te sê, hy is geen voordeel vir my nie. Dit is veral in ons menseverhoudings waar dit geldig is. Dink maar net byvoorbeeld aan die uitverkiesing van God. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, deur genade is julle gered en dit nie uit julleself nie. God het elkeen wat hy red onpartydig gekies. Nie omdat hy meer van die een gehou het en nie van die ander gehou het nie. Nie omdat die een beter was as die ander nie, want dit is nie uit julleself nie, maar uit God se vaderhart het hy gekies om sy liefde op elke persoon wat gered word te plaas. Dis 'n onpartydige keuse wat God gemaak het, nie as gevolg van wie of wat die persoon is nie. Nie omdat hy van een gehou het en nie van die ander gehou het nie. Nie omdat die een beter was as die ander nie. God het onpartydig gekies. En as die koninklike wet sê jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan beteken dit jy behandel almal presies dieselfde. Want God behandel almal presies dieselfde wanneer dit kom by redding. Jy kyk nie na die uiterlike en behandel hulle met die van die wat jy van hou, behandel jy goed en die wat jy nie van hou, verneder jy nie. As ek dit miskien op hierdie manier kan verduidelik, dat daar veral by die skole, ek onthou in die jare toe, selfs toe ek nog op skool was dit al so, as jy in 'n nuwe skool inkom, dan is daar die ingroepie, en almal wil deel van die ingroepie wees, en nou kom jy daarin, en jy's maar 'n skamerige tipe mens, en daar is so 'n ou bleeksiel daar een kant wat, hy kom maak met jou vriende, en jy konnekteer met hom, of haar, en julle bou 'n vriendskap, maar dan skielik op 'n reendag, dan kom die ingroepie, en hulle sê, nee, kom jy na ons toe, en nou skielik draai jy om, en jy behandel daardie bleeksiel, behandel jy met ongeregtigheid en 'n lelike gesindheid. Dit is wat Jakobus van praat hier. Nou moet ons verstaan, natuurlik sal daar mense wees met wie ons makliker oor die weg kom as ander. Sommige is dit moeilik om oor die weg te kom, ander is weer maklik. En natuurlik is daar mense wat socially awkward is, soos ek. Maar die opdrag, jou geloof in Jesus Christus moet nie wees met die aanneming van die persoon nie. Kan nie na die uiterlike kyk en 'n keuse maak nie. Jy moet nie die persoon wat moeilik is om jou oor die weg te kom, op enige manier anders behandel as die persoon waarmee jy maklik oor die weg kom nie. Dink maar byvoorbeeld aan Christus en die 12 disippels. Weet wat vir my altyd so treffend is, daar amper teen die einde van Christus se lewe hier op aarde. Christus het van die begin af, het hy geweet wie gaan hom verraai. Hy het geweet dit is Judas. Hy het hom gekies omdat hy hom gaan verraai. Maar wat vir my so treffend is, Christus het hom nie op enige manier, in daardie 3 jaar of hoe lank hy saam met hom geloop het Christus nie op enige manier vir Judas enigstens anders te behandel as wat hy die ander 11 apostels behandel het nie. En toe Jesus die nag gesê het, dat een van hulle gaan hom verraai, het nie een van die ander 11 eens geweet dat dit Judas is nie. Hulle het gevra, is dit dalk ek, Here? En dit sê vir ons dat hoe onpartydig Christus daardie 12 apostels, disippels gehanteer het, dat hulle nie eens geweet het dat Judas is die verraaier nie, terwyl Christus dit geweet het nie. En ons kan vir onsself die vraag afvra, hoe maklik kan ons onsself onttrek van mense, ook selfs hier in die gemeente, wanneer ons nie maklik met hulle oor die weg kom nie. Hoe maklik kan ons besluit dat iemand nie 'n Christen is, gebaseer op die uiterlike nie. 'n Persoon hier instap wat nou nie lyk soos ons lyk of ruik soos ons ruik nie. Hoe maklik kan ons besluit daardie persoon nee.
Hoe maklik kan ons na 'n persoon kyk wat miskien vasgevang is in dwelms of alkoholisme of watter sonde ook al nie. En ek dink veral in kindermolestering is waar ek gewoonlik die vlees in my weer na vore kom. Hoe maklik kan ons nie dink daardie persoon, ag, hy kan nooit gered word nie. Ek wil nie met hom praat nie, ek wil niks met hom te doen hê nie. Hoe maklik kan ons nie besluit dat iemand nie 'n Christen kan word of wees gebaseer op die uiterlike nie. En dat hulle eerder uitwerpsels is en hulle dan so moet hanteer word as uitwerpsels eerder as mense wat die evangelie nodig het. Maar kyk nou na vers 4. Vers 4, Jakobus sê, het julle dan nie by julleself onderskeid gemaak en regters met verkeerde oorlegginge geword nie? Het julle dan nie? Is 'n retoriese vraag. En die antwoord impliseer, ja, julle het. Kyk mooi, hy sê, het julle dan nie by julleself onderskeid gemaak en regters met verkeerde oorlegging geword nie? En die antwoord is, ja, julle het. Julle het by julleself 'n onderskeid gemaak en daarom het julle regters met 'n verkeerde oorlegging geword. As hy sê by julleself onderskeid gemaak, dan beteken dit hulle was partydig gewees, hulle was partydig gewees oor wie hulle aanvaar en wie hulle nie aanvaar nie. Jakobus sê hulle het regters met verkeerde oorlegginge geword. En die terminologie wat Jakobus hier gebruik is soos die van 'n hofsaal. En jy is die regter en jy is die enigste regter. En daar kom 'n man in ryk en hoog in status. Hy is die eienaar van die besigheid waar jou seun of jou dogter by werk. En dan kom daar ook 'n arme man in wat vuil is. En by die aanhoor van die saak is dit sommer baie duidelik, baie maklik, baie gou onderskeibaar dat die ryk persoon het die arm persoon onregverdig behandel en oneerlik behandel. Maar nadat jy van die een na die ander een gekyk het, het jy koel en kalm die uitspraak gemaak, die ryk man is regverdig, hy het niks verkeerd gedoen nie, en die arme man is verkeerd, en Jakobus sê jy het hom oneer aangedoen. En jy lewer ten gunste van 'n ryk man die uitspraak, terwyl jy weet dat hy die skuldige is. Dan sê Jakobus, dan het jy 'n regter met verkeerde oorlegginge geword. En wat vertaal word as verkeerde oorlegginge is in werklikheid met bose bedoelinge. Jy het 'n regter geword met bose bedoelinge. Lees nou vers 5. Luister my geliefde broers. Het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom liefhet nie? En hier gee Jakobus vir ons die rede hoekom hulle regters met bose gedagtes geword het. En hy vra weer eens 'n retoriese vraag. Het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as die rykes in die geloof nie? En die antwoord is ja, hy het. Nou Jakobus kan hier ook weer na een van twee gedagtes verwys. In die vroeë kerk, wat die Bybel vir ons leer, wat die kerkgeskiedenis vir ons leer, was die vroeë kerk het bestaan uit fisiese arme mense. Die gemeentes het byvoorbeeld geld ingesamel vir die mense in die kerk in Jerusalem, want hulle was so arm, hulle kon nie meer vir hulle self sorg nie. En ons lees byvoorbeeld die Filippense brief, en veral daar teen die einde van die Filippense brief, maar as ons lees in 2 Korintiërs 8, dan sien ons dat die gemeentes in Macedonië was so arm geweest, dat hulle in hulle eie armoede nog steeds geld ingesamel het vir die arm gemeente in Jerusalem. So Jakobus kan bedoel dat arme mense hulle vertroue in Christus plaas, wat dan dien tot ware rykdom, wat 'n Bybelse lering is, wat ons weet, dit is wat die Here vir ons leer. So hy kan daarop sin speel. En ook dat ryk mense is geneig om hulle vertroue in hulle eie rykdom te plaas en daarom dan nie afhanklik van God is nie. Juist soos wat ons dan geleer het toe ons in Jakobus 1 vers 9 en 10 hierdie studie gedoen het. So hy kan daarna verwys. Of Jakobus kan verwys na Jesus se woorde in die bergpredikasie. Want onthou julle ook dat Jakobus haal baie uit Spreuke aan, né? Jakobus is die Nuwe Testamentiese Spreuke. Maar Jakobus haal ook baie uit die bergpredikasie aan. En Christus het in Matteus 5 vers 3 gesê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. So dit maak nie saak watter een van hierdie twee gedagtes Jakobus in gedagte gehad het nie. Jakobus se punt is, dat as jy op die uiterlike fokus, dan gaan jy 'n bose regter word, want God se uitspraak is net mooi die teenoorgestelde wat jy gaan maak as jy op die uiterlike fokus.
Die persoon wat fisies arm is, se vertroue in God en nie in hulle eie vermoë nie. En die persoon wat arm van gees is, met ander woorde, die persoon wat weet dat hy het homself niks geesteliks kan doen nie en kan wees nie, daardie persoon is 'n geestelike boemelaar by God. En dit is die mense wat God uitverkies het om geestelike rykdom te besit. Mense wat weet dat hulle arm sondaars is die mense wat God gekies het vir geestelike rykdom. Kyk nou na vers 6b en vers 7. Is dit nie juist die rykes wat julle oorweldig en julle voor die regbanke sleep nie? Is dit nie hulle wat die edele naam belaster oor julle aangeroep is nie? En weer eens 'n retoriese vraag en die antwoord is ja, hulle doen. Nou, ons moet verstaan, dit is nie 'n verwysing na alle ryk mense oor die algemeen en dat alle ryk mense wil almal anders net hof toe sleep nie. Dis nie wat Jakobus hier sê nie. Dis binne in die illustrasie wat hy maak van om op 'n uiterlike gefokus te wees, gaan jy 'n bose regter wees wat 'n verkeerde besluit maak. Dit verwys na die Fariseërs en die Sadduseërs wat die kerk vervolg het. Die Judaïste, die Jode wat in Jakobus hulle se tyd, want dit was juist die diaspora, was juist dat hierdie Jode moes vlug uit Jerusalem, uit Israel uit, omdat die Jode hulle vervolg het, om hulle dood te maak. En so het hulle gevlug. Hulle moes alles agterlos en hulle moes vlug. Julle kan Paulus se naam hier invoeg, toe hy nog Saulus was, voordat hy Paulus geword het. Hulle het die Christene vervolg en hulle het 'n bespotting gemaak van die Christene. En dit is wat Jakobus in vers 6 aan, as hy praat van oneer, julle het die arme man oneer aangedoen, dis waarna hy verwys. Julle het hulle uitgelag. Dit is wat die Jode gedoen het. Hulle het die naam van Christus gelaster. Toe ons so 'n klompie jare terug in Israel was, aan Jerusalem in die ou stad, het ek daar met van daai ortodokse Jode gaan praat en hulle het vir my dadelik gesê, "O, you're a Christian." Toe sê ek vir hom, "Yes." En toe gee hy vir my so 'n dokument. En in daardie dokument het hy gesê, het hulle geskryf. Hy sê, "You Christians must finish with this puny little Christ of yours. God never had a son." En dit is hoe hulle die ortodokse Jode vandag nog steeds, daai tyd baie meer. Hulle het 'n bespotting van Christene gemaak as jy in Christus glo. Die kerk was fisies arm, omdat hulle alles verloor het wat hulle gehad het as gevolg van hierdie vervolging. Daarom skryf die Hebreërs skrywer in hoofstuk 10 vers 34 dat hulle het gelate, hulle aanvaar die berowing van hulle goed met blydskap. Hebreërs 10 vers 34. Hulle het dit gelate aanvaar, het met blydskap aanvaar dat hulle beroof was van hulle goed. Maar hulle was ook geestelik arm omdat hulle besef het dat hulle nie geestelik kan optree indien die Heilige Gees hulle nie die krag gee nie. Maar nou hier is net waar ons 'n oombliekie moet stop, want hier is 'n dwaallering wat eers weer lê moet word. En dit is die dwaallering van liberation theology, of dan ook social injustice. Dis 'n ding wat nou die laaste klompie jare baie in Amerika, maar in Afrika en veral in Suid-Afrika het hierdie ding ook groot opgang gemaak van hierdie social injustice. En wat hulle sê of liberation theology, hulle verkondig dat God net vir die arm onderdrukte mense is. God verlos net die arm mense wat onderdruk word. God het nie 'n saak met die ryk mense nie, dis die teologie wat hulle verkondig. Hulle gedagte is dat God net arme mense red en dat ryk mense kan nie gered word nie. Maar ek wil julle net vraag, blaai na Jakobus 2 vers 21, is net 'n paar versies verder af. In Jakobus 2 vers 21 sê hy, is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe Isak sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof, vers 22, dat die geloof saamgewerk het met die werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? Abraham was die rykste man in sy tyd gewees en God het hom gered. Maar kyk nou net verder na vers 25 toe. En is Ragab die hoer nie ook net so geregverdig uit die werke toe sy die boodskappers ontvang het en met 'n ander pad weggestuur was nie? Die profesie wat jy gesê, sy is van die armste mense gewees en God red haar. So Jakobus weer lê in hierdie brief, weer lê Jakobus die hele gedagte van liberation theology of social injustice.
Jakobus se punt is weer eens, net God kan 'n regverdige onderskeid tussen mense maak. Daarom moet ons nie eens probeer om dit te doen nie. Want enige onderskeid wat ons gaan doen, maak van ons regters met bose gedagtes. Maar hier's nog 'n dwaallering wat ons moet weer lê hier. Want beteken dit as ons dan nou geen onderskeid mag tref nie? Beteken dit as ons dan absoluut onpartydig moet wees? Dat ons almal maar net blindelings moet aanvaar en alles wat almal leer net blindelings aanvaar? Het God se genade nou so wyd gerek geword en so ver gestrek geword dat alles geakkommodeer moet word en vir God gelos word om dit dan nou maar eendag uit te sorteer? Nee. Dit is hoekom Christus vir ons kerklike dissiplinering as 'n proses gegee het in Matteus 18 byvoorbeeld. As jou broeder teenoor jou gesondig het, dan gaan jy en bestraf hom. En as hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 saam om te kyk, is dit reg? Is jy reg in wat jy sê? As hy nog nie luister nie, sê dit aan die gemeente, en as hy nog nie luister nie, laat hy vir julle wees soos 'n heiden en die tollenaar. So jy kan sien, hier is 'n proses wat moet plaasvind van keuses wat gemaak moet word. En dat uiteindelik is die keuse om hom uit die gemeente uit te sit. Dis 'n proses om te verhoed dat daar net op die uiterlike gefokus kan word. Want self aangestelde regters is nie getuies van Christus nie, omdat Christus alleen weet wat in die hart van die mens is. Paulus het ook geskryf in Titus 3 vers 10, aan 'n man wat partyskap verwek, moet jy jouself onttrek na die eerste en tweede vermaning. En hier is weer eens, om jou van 'n persoon wat partyskap verwek te kan onttrek, moet jy partyskap uitoefen. Om 'n persoon uit die gemeente te sit, het 'n gesonde onderskeidingsvermoë nodig. Dit kan nie en dit mag nie wees op die uiterlike nie. Want as ons op die uiterlike fokus, dan sal ons regters met bose gedagtes wees. Maar verder sien ons dat partydigheid is 'n vergeefse godsdienstigheid, want in die derde plek sien ons omdat dit God se wet verbreek. Omdat dit God se wet verbreek. Dis nie net omdat dit op die uiterlike fokus is dit 'n boosheid, en omdat dit 'n boosheid is dit 'n verbreeking van God se wet. Kyk nou na vers 8. Vers 8, Jakobus 2 vers 8. As julle ewenwel die koninklike wet volbring volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle goed. Nou die koninklike wet vind ons in Levitikus 19 vers 18. Waar die Here vir ons sê, jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here, sê God. Maar blaai nou na Matteus 5 toe, en ek wil vir julle vra, maak die Bybel oop Matteus 5. Matteus 5, daar vers 43 tot vers 48, is ook bekende gedeeltes van die bergpredikasie. Matteus 5, vers 43 tot 48 sê Christus, julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyande moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Want as julle lief het die wat vir julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees julle dan volmaak soos julle Vader wat in die hemel volmaak is. Christus sê ons kan volmaak wees deur nie op die uiterlike te fokus nie. Nou, Jakobus se lesers het blykbaar geroem dat hulle God se wet nagekom het. Volgens hulle het hulle mede-Christene liefgehad soos wat die wet bepaal het. Hulle het gedink hulle het dit gedoen. Maar omdat hulle op die uiterlike gefokus het hulle regters met bose gedagtes geword en daarom het hulle God se wet in werklikheid verbreek. Julle kan neerskryf die wat 'n aantekening maak. Romeine 13 vers 8 tot 14. Gaan bestudeer dit by die huis. Romeine 13 vers 8 tot 14. Jakobus se redenasie is, as jy een wet gebreek het, het jy hulle almal gebreek. Kyk mooi Jakobus 2 vers 9 tot 11.
Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Want hy wat gesê het, jy mag nie egbreek nie, het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy 'n oortreder van die wet geword. En hierdie teks is eintlik vanselfsprekend. Jy kan redeneer, ja, ek is daarom nou nie 'n egbreker nie. So ek is 'n goeie diensknegt. My godsdienst het nie te vergeefs nie, want ek is nie 'n egbreker nie. Maar Jesus het in Matteus 5 vers 21 en 22 gesê dat om vir 'n broeder kwaad te word, is reeds so goed soos om iemand dood te slaan. Miskien pleeg jy dalk nie egbreek nie, maar met jou tong vermoor jy jou broeder of jou suster. En as jy dit doen, dan het jy die hele wet gebreek. Al is jy nie 'n egbreker nie, is jy net so skuldig dan, want as jy een wet breek, dan breek jy die hele wet. Dit is alles of niks. En Jakobus se lesers, onthou, die eerste brief in die Nuwe Testament, hierdie lesers aan wie Jakobus skrywe, het onlangs nog uit Judaïsme uitgekom. Hulle was nog ernstig om die wet te onderhou en om mense vanuit 'n uiterlike voorkoms in verskillende kampe te plaas en hulle dan daarvolgens te behandel. Sê Jakobus vir hulle, is 'n verbreeking van die wet net soos al die ander. En hulle moet bewus wees daarvan, omdat dit 'n sonde is. En dat hulle daarom deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Partydigheid is 'n vergeefse godsdienstigheid, omdat dit die bose verbreeking van God se wet is, wat die mens op die uiterlike oordeel. Dit is in die laaste plek ook 'n vergeefse godsdienstigheid, omdat dit geoordeel sal word. Kyk na vers 12 tot 13. Een is die wetgewer. Nee, ek is weer by die verkeerde ene. Julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor wat geen barmhartigheid bewys, oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie. En die barmhartigheid roem teen die oordeel. Wat is die wet van vryheid? Waarna verwys Jakobus hier? Nou, ons het die vorige keer dat ons al gesien dat daar is verlossing van sonde in Christus. En dis die wet van vryheid. Die persoon wat God se wet verbreek, word nie geoordeel. Dis wat Jakobus vir hulle sê. Die persoon wat God se wet verbreek, word nie geoordeel omdat hy die wet van Moses gebreek het nie. Onthou, dit is Ou Testamentiese Judaïsme, Jode wat onlangs uit daardie geloof uitgekom het. Nou sê Jakobus vir hulle, die persoon wat God se wet verbreek, word nie geoordeel omdat hy die wet van Moses gebreek het nie, maar hy word geoordeel omdat hy die wet van Christus verbreek het. Gaan vergelyk het byvoorbeeld wat Paulus sê in 1 Korintiërs 9 vers 21, waar hy praat van die wet van Christus. Dat hy onder die wet van Christus is. Paulus, hy wat Paulus is. Jy sien, elke mens, almal sal verantwoording doen vir elke daad wat hulle nog op aarde gedoen het. Dit is die punt wat Jakobus nou hier bereik. As jy op die uiterlike fokus en jy word 'n onregverdig of 'n verkeerde regter, wat 'n bose regter, dan moet ons weet, elke daad wat ons op aarde doen, sal ons voor verantwoording geroep word. En daardie oordeel gaan onbarmhartig wees. En wat dit beteken is, jy gaan nie verskoon word nie. Blaai na Romeine hoofstuk 6. Ja, julle kan dit by die huis gaan bestudeer. Romeine hoofstuk 2, vers 6 tot 16. Romeine 2, vers 6 tot 16. Waar Paulus dan juis hierdie gedagte uitlig vir ons. En Jakobus se waarskuwing is dat as jy onbarmhartig was oor hoe jy mense behandel het, sal God onbarmhartig wees met jou wanneer hy gaan oordeel. Jakobus verwys na wat Christus geleer het in die bergpredikasie in Matteus 5 vers 7. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. MacArthur lewer kommentaar oor hierdie gedeelte. Hy sê, a person who shows no mercy and compassion for people in need demonstrates that he has never responded to the great mercy of God, and as an unredeemed person will receive only strict, unrelieved judgment in eternal hell. So wat dit basies op neerkom is dat die persoon wat onbarmhartig is, omdat hy op die uiterlike fokus en 'n onregverdige regter geword het, volgens MacArthur is 'n ongeredde persoon.
en hy gaan net die ergste oordeele van God in die hel ontvang. Maar dan sê Jakobus, en die barmhartigheid roem teen die oordeel. Ek wonder of iemand al gewonder het, wat sê Jakobus met hierdie woorde? Wat presies bedoel hy as hy sê daar in die einde van ons teks vandag, as hy sê vers 13 en die heel laaste gedeeltjie, en die barmhartigheid roem teen die oordeel. Jakobus sê vir ons dat God se barmhartigheid is groter as sy begeerte om te oordeel. En dit gaan nou weer terug in die Ou Testament, Jesegiel 18 vers 32. Jesegiel 18 vers 32 het die Here vir Jesegiel gesê, want ek het geen behaag in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here, Here, bekeer julle dan en lewe. So God sê, die Here sê, sy onpartydige liefde is dat sy geregtigheid sê dat hy maak 'n onderskeid tussen mense wat gehoorsaam is en mense wat ongehoorsaam. Mense wat gered is en mense wat nie gered is nie. Maar God sê, selfs die mense wat nie gered is nie. God het nie 'n behaag daarin dat hulle moet hel toe gaan nie. God se liefde sê, hy wil hulle vergewe. Hy wil hê, maar God se geregtigheid sê, hulle moet na Christus toe kom. Die enigste manier waarop jy gered kan wees. En dit is wat Jakobus in hierdie teks vir ons sê. Jy gaan die persoon wat op die uiterlike fokus en wat 'n bose regter geword het, gaan omdat jy nie genade vir iemand anders te gehad het nie. Gaan daardie persoon, wanneer dit op sy beurt kom, gaan God ook nie genade vir hom hê nie. Maar God wil nie hê, dit moet so wees nie. Daarom sê hy, bekeer julle. En ek wil afsluit met die gedagte van die kerk, en die kerk is nie hierdie gebou nie. Die kerk is Christene, is ons. Ons gesindheid moet wees, wat Paulus sê in Romeine 12 vers 9 tot 10. Laat die liefde ongeveins wees. Verafskie wat sleg is. Hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Dit is ons godsdienstigheid. Dit is 'n godsdienstigheid wat nie te vergeefs is nie. Maar 'n godsdienstigheid wat partyskap wek, is te vergeefs. En nou is ons terug by Genesis 1. As ons mense op hulle uiterlike gaan beoordeel, en as ons sê dat hulle nie goed genoeg is om in ons fellowship te mag deel nie, dan sê ons in werklikheid dat die God wat hulle gemaak het, het nie geweet wat hy doen nie. Want hulle is nie goed genoeg vir ons nie. En ek wil afsluit met 'n ware verhaal. Ek weet nie of julle weet wie John Moffat was nie. John Moffat is 'n Skotse sendeling in Afrika, in Suid-Afrika. Sy seun, George Moffat, het geskryf oor sy pa se wedervarings as 'n sendeling in Afrika. En op pad na die sendingveld waar hy sou diens verrig, slaap hy een aand oor op 'n boer se plaas. En na ete, soos wat dit ouer gewoonte, die gewoonte was vir boekevattyd, vra die boer toe nou maar vir George Moffat om dan nou die oordenking te hou vir die aand. En George Moffat kyk so rond, hy sê nou maar, en nou moet julle my verskoon, ons is nie meer polities korrek, of hulle was nie daai tyd polities korrek soos wat ons is nie. En George Moffat kyk so rond en hy sê, maar waar is al die hottentotte, die werkers van die plaas? En die boer sê, nee, maar almal is hierso. Hy sê, nee, waar is die hottentotte wat op die plaas werk? Ek het so baie van hulle gesien hier. En die boer sê toe sarkasties vir hom, hy sê, wag, ek sal die bobbejaan uit die berge gaan haal, hulle gaan meer verstaan wat jy sê, as wat hierdie klomp hottentotte sal verstaan. Hy sê, nee, wag, die boer sê, wag, nee, ek weet nog beter. Hy sê, seun, gaan haal die honde in, laat hulle inkom, hulle gaan beter kan reageer op hierdie woord, as wat hierdie plaaswerkers het kan doen. En George Moffat se seun skryf, sy pa wou toe nou nie verder konflik uitlok nie, want op daai stadium het dit nou al begin moeilik gaan. En hy maak toe die Bybel oop daar in Markus, en hy praat oor die Siro-Fenisiese vrou, wat vir Jesus gevra het om haar dogter gesond te maak, haar dogtertjie gesond te maak. En Christus het vir haar gesê, dis nie reg dat die krummels na die honde toe moet gaan nie. En laat eers die kinders versadig word. En toe lees George Moffat vers 28, Markus 7 vers 28, en sy antwoord en sê vir hom, ja Here,
maar die hondjies eet darm onder die tafel van die krummels, van die kinders se krummels. En nadat Moffat toe nou gelees het, het hy toe nou 'n gebed gedoen, en sy seun John Moffat skryf toe dat toe sy pa amen sê, toe die boer heel aangedaan vir hom gesê, sit net 'n rukkie, jy sal jou hottentotte kry. En hy het sy seun gestuur en hy het al die werkers gaan haal, sodat Moffat vir hulle die woord kon gee. En daardie mense het ingekom, mense wat nog nooit eens die binnekant van 'n kerk gesien het nie, wat nog nooit eens die evangelie gehoor het nie, het daardie aand die evangelie gehoor. Nou ek kan nie help om te dink, waar sou die kerk in Suid-Afrika vandag gewees het, as hulle eerder standpunt ingeneem het gedurende die apartheidsjare. En as hulle gesê het, julle kan die staat, die politiek, julle kan maar onderskeid tussen mense maak, maar ons gaan nie. Ons moet verstaan dat die Jode het partydige godsdienstigheid gehad. Hulle het partydigheid geskep, want die Jode het geglo dat net hulle het die God van die godsdiens, en niemand anderste kan glo, of jy moet eers 'n Jood word voor jy gered kan wees, het hulle geglo. En hulle die voorreg om evangeliste te wees, het hulle verloor. Ek wil die vraag vra, is die kerk nie dalk, hoekom ons nie so oneffektief is in ons evangelisasie? Is die kerk nie dalk ook besig om ons voorreg as evangeliste vir Christus te verloor nie? Omdat ons partydige godsdiens bedryf. Laat ons herinner word, my liewe broers en susters, aan Jakobus se 4de toets van geloof, wat 'n verskil maak. Wat ons sien in vers 1, die oplossing wat hy vir ons gee. My broeders, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met die aanneming van die persoon. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir u liefde, baie dankie vir u woord, en baie dankie vir u genade, Here, om net te besef dat ja, ons kan regtig diep in ons harte inkyk, en ons kan sê, maar ons is nog steeds so gemaklik, kan ons 'n onderskeid tref, kan ons besluit oor wie mag en wie mag nie die evangelie hoor nie, wie kan en wie kan nie gered word nie. En daarom wil ons bid vandag, Here, dat in u Vaderhart, dat u ons sal vergewe, maar dat u vir ons die krag en die wysheid en die sterkte sal gee, Here, dat ons alle mense, maak nie saak wat die velkleur is nie, maak nie saak hoe verloor hulle in sonde is nie, maar dat ons die siel sal raak sien, en sal besef, Here, dat ons weet nie, wie u gaan red nie. Soos wat die een persoon gesê het, dat mense loop nie, met 'n merk agter op hulle rug en sê uitverkorenes nie. U weet, met wie u besig is, u weet wie u red. Here, die opdrag wat u vir ons gegee het, is verkondig die evangelie aan elke volk en taal en stam en nasie. Maar buiten van dit, Here, kan ons so maklik nog partyskap verwek binne in 'n gemeente ook. Dat ons so maklik nie met sommige mense wil meng nie. So maklik sommige mense oneerlik, oneervol hanteer, omdat ons op die uiterlike fokus. Help ons om te besef, Here, net u weet wat in die hart is. Help ons om gesonde onderskeidingsvermoë te hê, wat juis hoekom Jakobus dan hierdie brief skryf, is om ons eie godsdienstigheid te toets, aan wat ons doen en wat ons nie doen nie. En ag Here, as daar 'n weg by ons is van smarte, as daar 'n weg is wat ons onsself mislei, dan bid ons dat u Heilige Gees ons harte en ons verstand oop en ontvanklik sal maak. Dat ons sal groei en dat ons sal verander, om te wees wat u woord ons maak. Dat ons u woord sal ontvang met 'n heelhartige begeerte. Dat u deur u woord, u self wat die woord is, ons sal verander, sodat ons meer diensbaar vir u kan wees in hierdie tyd wat u ons hier op aarde geplaas het. Dat ons meer vir u kan verrig ook. En dit wat u in ons hand gegee het om te doen. Dankie vir u genade, dankie vir u lankmoedigheid met ons, Here. En help ons om dit teenoor alle mense uit te leef. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen.